Alreeds my sonde soos 'n vloed. Daar's hoop vir my in Jesus bloed, met skuld bevlek. Doch weet ek dit, een druppel maak so sneeu so wit. Een druppel bloed, yes, kan red my ziel, maak my gewonde hart weer heel. Een druppel bloed uit sy genade, halleluja, vir my gestort op Golgotha. Wel van sy hande, voete sy, vloei daar 'n stroom van bloed vir my, maar net een druppel kan voldoen en al die wêreld skuld versoen. Een druppel bloed sal red my ziel, maak my gewonde hart weer heel. Een druppel bloed uit sy genade vir my gestort op Golgotha. Toe oordeel af 'n skeidsmuur staan en ons belet na God te gaan. Toe aan die kruis neem hy sy plek, het Jesus al ons skuld bedek. Een druppel bloed kan red my ziel, maak my gewonde hart weer heel. Een druppel bloed uit sy genade, halleluja, vir my gestort op Golgotha. Al is die stroom so diep en wyd breed, prys God my ziel is bly om te weet dat van sy bloed een druppel net genoegsaam is om my siel te red. Een druppel bloed sal red my siel, maak my gewonde hart weer heel. Een druppel bloed uit sy genade
my ziel. Maak my gebroken hart weer heel. Een druppel uit sy genade vir my gestort. Op Golgotha, yes, hallelujah. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood. Oh, I know it was the blood. I know it was the blood. Yes, I know it was the blood for me. Hallelujah. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Oh, I know it was the blood. I know it was the blood. No, it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Oh yes, I know it was the blood. Oh yes, I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Hallelujah. Yes, it was the blood. I know it was the blood. Oh yes. No, it was the blood. Oh, for me and you. Oh, one day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood for me. Hallelujah. Yes, I know it was the blood. I know it was the blood. No, it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon the cross. I know it was the blood. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I know it was the blood for me. Oh yes, and for you. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, Vader. Dankie dat ons deur U seun se bloed kan kom deur U seun om voor U te verskyn. Oh, hallelujah.
Halleluja, halleluja, Here Jesus. So dankbaar in hierdie oggend. Halleluja, vir 'n voorreg om te weet niks in hierdie hele woord sal bekragtig geword en met gesag verkondig kon word as dit nie u bloed was. Alleen deur u bloed het Oud en Nuwe Testament kragtig geword. Halleluja. Want u bloed alleen, bloed van die kruis, kon die wêreld met God versoen. Oh, halleluja. Halleluja. Van Adam af. En elkeen wat wou en elkeen wat wil, wat na u toe kom en u aanneem, kan deur die bloed van die kruis met God versoen word. Here, die mensdom met van Adam en Eva verwyderd geraak van God as gevolg van die sonde. Maar Here, deur u seun, o Vader, en almal wat ver was, naby gekom. So mate, nie net naby nie, maar deur u bloed, het ons in u beweeg. En u in ons, en u in die Vader. Daarom het hy self gesê, Vader, ek het die heerlikheid aan hulle gegee, sodat hulle kan een wees, net soos ons een is. En dat ons en hulle een mag wees. En Here, dit alleen het gebeur deur u bloed. Ons almal het gesondig en dat ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En dankie, Here, toe u sterf en u neem die sonde van die wêreld weg. Toe ontvang die mens van u heerlikheid. U het self gesê, ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het. Verlos van die sonde, vry daarvan, het ons hierdie heerlikheid deelagtig geword. Sodat ons een met u en ons een met mekaar kan wees. As gevolg van die bloed het ons die heerlikheid weer teruggekry. En o Here, ons dankie. Dat die Nuwe Testament wat in die bloed verheerlik is in die heerlikheid wat u gegee het. Halleluja. En ons dankie dat ons voor u kan staan in hierdie oomblik deur u bloed. In die heerlikheid. Sodat ons, wanneer ons vandag aan die tafel van die Here sit, Here, dit kan wees wat u woord sê dat ons moet wees. Dankie dat ons geheilig is deur u woord. Die woord wat ook self deur die bloed gekom het. Sodat ons kan staan as kinders van God
heilig, geregverdig deur U. Baie, baie dankie dat U kosbare bloed nog steeds werk en die Here kragtig word, alkragtig, na mate tyd besig is om verby te gaan. Halleluja. Gee ons net groot genade, Here, dat ons nooit U bloed sal minag, maar sal altyd ag, sodat ons absoluut daardeur gereinig kan word. Halleluja. Wil bid, Here, dat U in hierdie dag self aan ons die tafel sal bedien. En laat die brood lewe sal gee aan elkeen. En U bloed lewe en reiniging sal gee. Dankie dat ons weet U doen dit. En Here, selfs wanneer U woord hierdie oggend verkondig word, laat dit deur die bloed sal kom, deur die Heilige Gees, wat ons sal leer en lei in die hele waarheid. Sodat ons daarin kan staan, sodat ons kan lewe. Laat ons die goeie stryd sal stry, die geloof sal behou. Here, want ons weet daar is ons weggeberg, kroon van geregtigheid, kroon van lewe, van heerlikheid. Dankie dat U bloed alles vir ons gedoen het. Ons eer U daarvoor in die wonderlike naam. Seën ons nou in Jesus naam en ons prys. Amen en amen. Halleluja. Prys die Here. Ons gaan aan die tafel van die Here sit. Halleluja. En ons gaan, as jy saam met ons aan die tafel van die Here wil sit, hou vir jou reg, kry vir jou reg die tafel. Prys die Here. Met onthou elke eerste Sondag van die maand, dan het ons die nagmaalsdiens ook, wanneer ons die nagmaal gebruik, so onthou dit, dan kan jy gereeld saam met ons aan die tafel van die Here sit. Prys die Here. Dit wat Paulus geskryf het in 1 Korintiërs 11 oor die tafel van die Here, wat vir my kosbaar is in die lied wat ons gesing het, daar is liedere wat sê, in die stroom van die bloed. En dit was so, die stroom van die bloed, dit het aan die kruis werklik uit die Here Jesus gevloei. Maar hierdie lied sê, 1 druppel bloed. Ek wil net getuig, een aand daar so in Robertsvlei, daar hier in die Kaap, het ons by die gemeenskapssaaldienste gehou, en met die uitnodiging het daar twee manne gestaan, wat vreeslike stryd gehad het om die Here te dien, en hulle wil graag die Here dien, en ensovoorts, en hulle kom net nie reg nie. En met die uitnodiging toe, die mense voorstaan, wat na die Here toe kom, en ek begin bid vir die mense, terwyl ek nog voor op die verhoog staan, begin ek vreeslik ween, en ek sê, Here, hier staan hierdie twee manne, en al die ander hierso. Maar is al wat ek vir u vra in hierdie aand. 1 druppel bloed. Niks meer.
Want hierdie een druppel is genoeg om al hierdie mense wat hier staan te red en te vrymaak. En ek bid dit uit en ek roep dit uit, een druppel bloed. Here, net een druppel bloed, maar ek weet. En die Here red daardie 2 manne en ander mense wat daar gestaan het, die ander wat daar gestaan het. En daar het ek besef, die krag net in een druppel bloed kan jou geheel en al vrymaak. Maar wat vir my kosbaar is, die disipel, die priester, hoëpriester, het sy vingers in die beker gedruk en het die altaar en binne in die heiligdom, verbondsark ensovoorts met bloed besprinkel. En wat vir my so wonderlik is, as jy water net vat en jy besprinkel so, dan is dit druppels water. En die hoëpriester het dit met bloed gedoen. So, as jy het so sprinkel, dan is dit druppels wat oral val. En dis waarom hy in die Nuwe Testament sê, sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. En dan sê die woord ook in die Hebreërs, hy sê alles wat heilig is, word met bloed besprinkel. En ek dank die Here dat die besprinkeling van bloed vind nog steeds plaas. Want hierdie fontein van bloed kan nooit droog raak nie. En hy kan nooit ophou vloei. Mense het 'n teorie oor die bloedpleit en so aan. Is eintlik wat mense doen as hulle die bloedpleit. Dis, Here besprinkel my met die bloed. Al is dit net een druppel wat op my val. Dis genoeg vir my bewaring. Dis genoeg vir my reiniging. Dis genoeg om fitter te wees as sneeu. Ek wil vandag vir iets sê dat die rooi druppel bloed is die enigste rooi kleur wat 'n vuil kleed kan witter was as sneeu. Daar is geen iets anders nie. Dit meen die oomblik wat die bloed besprinkel word alles witter dan die sneeu. Ons weet, as jou klere 'n bloedvlek opkry, dan sit die vlek daar. Maar die bloed van Jesus maak die klere wit. As jy op jou val, as jy in jou val, maak nie saak nie. Dan raak alles wit. Dit is waarom alles in die hemel sal wit wees. As gevolg van die bloed van die lam. Halleluja. Sal die bloed vir ewig bly? Ja. Hoekom? Want elke wit en rein gewaste kind van God en elke kleed wat wit gewas is deur die bloed sal in die ewigheid getuig van dat die bloed werk nog steeds en sal vir ewig werk. Maar ek dink dat die bloed gaan ophou hier op aarde nie. O nee,
Die bloed sal in die hemel alles skoon hou, rein hou, wit hou, ensovoorts. Ek kan vir u so baie mooi dinge vertel van dit, maar ek wil dit genoem het. Terwyl ons vanmorgen hierdie beker gaan drink. Dis nie net 'n bloed, 'n druppel nie. Dis meer as 'n druppel. Maar in hierdie beker is die bloed van die Nuwe Testament. Ons sing daai koortjie wat sê, witter dan die sneeu. Was my in die bloed van die lam witter dan die sneeu. Halleluja. Voordat jy aan hierdie tafel gaan sit vandag, voordat ons gaan eet en drink, gaan ons saam bid, sê Here, was my, vergewe my, ek doen dit met berou, trane, maar was my in u bloed, witter dan die sneeu. En dan is dit so, en dit sal so gebeur, wanneer jy drink, sal jou hele wese wit wees, so sneeu op die gras. Halleluja. Vader, ons sing, Here am I, so unworthy of the blood. En toch, een druppel bloed kan red my siel en sal red my siel. Maak my gebroke hart weer heel. Was my witter dan die sneeu. En dit was my kleed. Wit en rein. Dankie. Here, u het nie net 'n druppel gegee nie. Maar Here, u het die bloed uitgestort, soos 'n fontein wat vloei. En elkeen wat aan in hierdie oomblik aan u tafel sit, saam met ons hierdie nagmaal vier, laat hulle sal belewe die krag in die bloed van Jesus, die rooi bloed wat wit maak soos sneeu. Halleluja. Here, want sodra dit vertrak, kan die lig al helderder skyn. Prys u groot en goddelike naam. Dankie vir u bloed. Dankie nou vir hierdie tafel, Here. Seën dit aan elke liggaam en laat u naam verheerlik word. Halleluja, halleluja, halleluja. Ons eer u vir hierdie oomblikke in Jesus naam. Amen. Nadat die Here gedank het, hy brood geneem en hy dit gebreek, gesê, neem eet almal hiervan, dit is my bloed, dit is my liggaam wat vir julle verbreek is. Eet daarvan. Doen dit op my gedagtenis. En ons gaan nou vir die Here dankie sê. Hou jou broodjie in jou hand en sê, Here, baie dankie vir u liggaam wat vir my gebreek is, sodat ek deel kan word van u en van u liggaam in u. Halleluja. Kom, ons gaan dit nou saam eet in Jesus se naam. Prys die Here. Dankie, Here. Halleluja. Ons eer u en ons prys u. Glory, halleluja. Baie, baie dankie, Here Jesus. O, witter dan die sneeu, was my in die bloed van die lam. Witter dan die sneeu. Halleluja. Prys die Here. Na die ete het die Here ook die beker geneem en hy daaroor gedank en die Here
Ons wil net sê, en dankbaar wees, teenoor u kosbare bloed. Laat ons ten volle sal besef, wat die werking en die krag in u bloed is. En laat dit ons wit sal hou, en laat ons klere sal was, in die bloed van die lam, en ons eer u. Seën u bloed nou in elke liggaam in Jesus naam. Prys die Here. Na die Here gedank het, het sê, drink hiervan, en doen dit tot my gedagtes. Dis my bloed in die Nuwe Testament, en dis die Nuwe Testament in my bloed. Here, baie dankie daarvoor. Kom ons gaan dit saam drink. Oh, halleluja. Here Jesus, ek prys u. Ek eer u en ek loof u saam met elkeen. Bitter dan die sneeu, Here. Laat ons elke oomblik wit sal wees, so sneeu in u wonderlike naam. Dankie vir die krag in die bloed. Halleluja. Halleluja. Dankie vir die woord, waarna ons nou kan luister. Laat ons die woord ingeplante woord met sagmoedigheid sal ontvang, wat in staat is om ons siele te red. Dankie, dat elke oor bestryk sal wees met u bloed. Dankie, Here. O, halleluja, dat die waarheid alleen in ons harte sal inval, sodat ons daardeur kan lewe in die mooie naam van Jesus. En ons eer u. Amen. Prys die Here. Ons groet u almal in die mooie naam van ons Here Jesus Christus, en ons dank die Here dat ons so saam kan wees, en ons gaan na die woord van die Here luister in hierdie dag. En die gepaste skrif om mee te begin is wat hy in Johannes sê. Eerste brief van Johannes, wanneer by die nagmaal kom, is dit baie duidelik dat ons doen dit, ons herdenk die dood van die Here totdat hy kom, en ons doen dit ook tot nagedagtenis van die Here. En dit is nodig dat ons baie keer herinner word aan hoe dit werk. Daarom sê in Johannes, 1 Johannes, die 5de hoofstuk, en ek wil begin met hierdie versie. Eerste versie, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Ek kan nie glo dat daar mense is wat glo dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een persoon nie. Hy manifesteer in hierdie 3 persone. Dis die grootste leuen op hierdie aarde. Kan mense God se woord nie net glo nie. Hy sê dit baie duidelik. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Ek wil net vir u vra, omdat ek en u uit God gebore is, bestaan daar net een, en dit is Jesus. Ek weet, daar is nie 'n liggaam van Christus nie, daar is nie kinders van God nie, daar is niks. Want ons is uit God gebore, net soos die Seun uit God gebore is. En hierdie ding is so belangrik. Jesus Christus is Seun en kind van God. Ons is kinders van God. En hy en ons is uit God gebore. Halleluja.
En dis waarom die woord sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Uit die Vader gebore. Ek wil net sien hoe vind 'n geboorte plaas, en dan is dit net 'n manifestasie. Dit is net, dit meen die ma gee geboorte aan 'n kind, maar daar's nie 'n kind nie, want die kind is eintlik die ma. Ek weet nie, die mense wat glo dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is net een persoon. Dit meen hulle glo dat Christus uit God uitgebore, maar daar is wel iets gebore, maar dit bly net een. Dit is die grootste leuen op hierdie aarde. Dan sê hy verder, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie, die gebooie waarvan hy hier praat, is die Nuwe Testamentiese gebooie, die gebooie van die liefde. Dis waarom die Here sê, daar's 2 groot gebooie waaraan die hele wet hang. Jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. En dan kom die Here Jesus met 'n derde een, en hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê. So, en hierdie liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. En dit is die gebod en die gebooie van die Nuwe Testament. Liefde. Die liefde. Hy sê verder hierdie mooi woorde. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het. Naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus. Hy het deur water en bloed gekom. Nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is waarheid. Gees is waarheid. Dit meen Christus kom deur die water en die bloed. En die Gees getuig van wat? Saam met die waarheid. En hy getuig dat ons die wedergeboorte deel gegaan het deur die water en die bloed. En deur die Gees gebore uit God. Halleluja. En dit is wat baie belangrik is, wat ek wil hê jy moet onthou. Dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het. En die Heilige Gees, net soos ons geval, ons kom deur die bloed, ons kom deur die water, en dan word ons gedoop in die Heilige Gees en word verseël. Eintlik deur die Heilige Gees, wat getuig dat ons die saligheid deelagtig geword het. Want ons het hom ontvang, die Heilige Gees. Halleluja. So dis hierdie 3, die bloed, die water en die Gees. En dit is waarom dit so belangrik is, dat ons moet afgee op die woord van God. As daar ooit 'n tyd is, dat die kerkwêreld besig is om in 'n afval te gaan, dan is dit in ons tyd. En is nie net sekere kerke nie, dis die hele kerkwêreld. Ek het nou gehoor van, daar is weer 'n nuwe vertaling wat uitkom, en almal sê net een ding, en dit is, hulle almal sê, dit kom uit die oorspronklike Grieks, uit die oorspronklike Grieks, ja. En ander gaan verder en sê, ja, uit die boekrolle. En al die nuwe vertalings wyk af van die waarheid. Ek gee nie om, ons Suid-Afrikaanse nuwe vertaling is die grootste
leuen wat nog ooit na vore gekom. Die hoofdoel van die kom ons sê van die kerkwêreld is om ons vertalings, die ou vertaling en die King James vertaling van die rakke af te kry. Want solank as wat die mense daaraan vashou, het hierdie mense se praat en hulle verduideliking van die woord geen impak op hierdie mense. Want hulle staan by die waarheid van die woord. En hulle het begin, dit is in 67, het hulle begin met hierdie ding van, moenie die Bybel vertaal nie. Is al wat ons doen, ons vervang 'n woord met 'n woord wat amper dieselfde beteken. En dan verander dit die hele versie. Net 'n woord, net 'n woord. In die begin, hulle sê dit, in die begin sal mense in opstand kom, maar met die tyd sal mense dit begin aanvaar. Nee, daar's ander wat dit glad nie sal aanvaar nie. Hulle sal bly by hulle ou vertalings. Nee. Maar is al verander net 'n woord. Byvoorbeeld, daar's een woord waar die woord van praat van Paulus praat in 1 Thessalonisense 4 en hy sê ons weggevoer word die Here tegemoet in die lig. Net hierdie een woord verander hulle en hulle sit wegraping daar. En wegraping, die woordjie wegraping verander daar die hele skrif. Net een woord. Ek weet nie, 'n nuwe vertaling kom, en die ou vertaling praat hy van om in Christus te wees. 'n Nuwe vertaling praat van 'n egte verhouding met die Here. Dis al wat hulle doen. En hulle begin verhouding met die Here preek, verhouding. En vandag hoor jy dit oralste, dat mense praat van, ek moet 'n verhouding met die Here wees. Die Here soek nie 'n verhouding met jou nie, hy wil ook nie 'n verhouding met jou hê nie. En hy sal ook nie 'n verhouding met jou hê nie. En jy kan nie met hom 'n verhouding hê nie. Jy moet sorg dat jy in Christus kom. As jy 'n verhouding met iemand het, staan jy buitekant. Jy loop langs hom. Maar as jy uit God gebore word, jy word in Christus geskape tot 'n nuwe skepsel, sodat Christus ook in jou kan wees en jy in hom. Dis God se woord. Maar verander net hierdie een woord in Christus na 'n egte verhouding. En nou dink mense hulle het 'n verhouding met die Here, en nou kan hulle maak eintlik net soos wat hulle wil. Want om die lewe in Christus te hê, is daar 'n wet voor. En dit sê hy in Romeine 8 vers 2. Hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die vlees van die sonde en die dood. So daar is 'n wet van die lewe in Christus. Ek en u moet in Christus leef. En daar is 'n wet daarvoor. En dit word genoem die wet van die gees. En wat is die wet van die gees? Waar die gees van die Here is, daar is vryheid. So, ek moet in vryheid in Christus wees, sodat ek die lewe in Christus kan lewe. Nie buitekant nie.
Maar dit lyk vir my, as ek die woord van die Here so deurgaan, in Openbaring, dan lyk dit vir my, dit wat hy in Openbaring skryf, en ek gaan dit vir u lees, want dit is belangrik om dit te weet. Hy sê Openbaring, die 3de hoofstuk, ek meen, almal ken hierdie gedeelte. Die Here Jesus laat dit weet deur Johannes aan die 7 gemeentes, Openbaring 3 vanaf die 14de vers, aan die gemeente van Laodicense. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Laodicense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Hier is die ding. Jy kan alleen warm wees, as jy in Christus is. Jy kan alleen koud wees, as jy 'n sondaar is. Maar jy kan lou raak, omdat jy nie warm of koud is nie, en dit is waar die nuwe vertaling met 'n egte verhouding jou plaas. Die Here spieg jou uit, en nou dink jy behoort aan die Here buitekant, en nou het jy 'n egte verhouding met jou, met jou. En kom, wat sê ek nou vir iets? As jy in Christus is, kan jy nie met hom in 'n huwelik gaan nie. Kan ek dit weer vir jou sê? As jy in Christus is, kan jy nie met hom 'n verhouding gaan nie. Maar omdat jy die leuen begin glo, dat jy die bruid is, het jy op die plek gekom wat jy nie koud of warm is nie. En die Here het jou uitgespieg, en nou kom die nuwe vertalings, en hy beskryf vir jou waar jy staan. Jy staan buite Christus, en nou het jy 'n veregte verhouding met hom. Ek wil nou vir jou sê, met jou egte verhouding met die Here, wat jy dink jy het, met daardie idee, sal jy die ewige verdoemenis ingaan. Jy moet sorg dat jy in Christus bly. Halleluja. Want as jy in Christus bly, dan is jy uit God gebore. En dit is waarom hierdie woord so belangrik is. Nou sê iemand, ja, jy kan nie van die body parts wegvat. Dit meen as die Here jou uitspieg, dan hy 'n body part uitgevat. Ek wil nou vandag vir jou sê, die Here het jou nie nodig om sy liggaam vol te maak. As jy wil uitklim, as jy wil hy met jou uitspieg, sal hy jou uitspieg. Hy is nie afhanklik van jou dat sy liggaam kan funksioneer. Al is jy 'n lid in die liggaam. Halleluja. En as jy mooi gaan kyk, dat elkeen van ons is afsonderlike lede. Maar daar is, ek wil dit so uitdruk, daar is 'n groep lede, bene, gewrigte, ensovoorts. En as die Here een uitspieg, dan raak dit nie eens die ander nie. So, moenie jouself wil tevrede stel en sê, wel, die Here kan nie sonder my klaarkom nie, want ek is 'n lid in die liggaam nie. Nee, die woord sê, hy sal jou uitspieg. En hy sal jou uitspieg, omdat jy leuns glo. Verdigte fabels. Ek wil iets sê vandag. En dit is dat, wanneer ek gaan kyk na die woord van die Here. Ek wil net in Matteus 13 iets lees. Ja, Matteus 13 vers 35. Hy sê, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse. Ek sal uitspreek dinge
wat verborgen was van die grondlegging van die wêreld af. Maar hy sê in Matteus 19 vers 11, maar hy sê vir hulle, almal vat hierdie woorde nie, maar net die aan wie dit gegee is. Is dit vir elkeen gegee om die woorde van die Here Jesus te vat? Nee. Weet jy waarom? Daar is iets wat ek en u moet doen, wat baie belangrik is. God het sy liefde in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. Maar as een ding wat ek en u moet doen, sodat ek die woord kan vat, en dit is, ek moet die waarheid lief hê. Ek moet die liefde tot die waarheid aanneem, dit sê in 2 Tessalonisense 2. En as ek die liefde tot die waarheid aanneem, dan begin ek die woord vat. Halleluja. Jy gaan nie net dit ontvang nie. Jy moet 'n poging aanwend om die waarheid aan te neem. En jy kan die waarheid alleen aanneem as jy die liefde tot die waarheid vat. Om die waarheid lief te hê. Halleluja. En dis waarom die Here gesê het, dinge wat verborgen was. En ons sien dat baie plekke sê die woord van die Here dat die Fariseërs, hy sê dit in ook in Matteus 22 vers 15, toe gaan die Fariseërs saam raad hou, hoe om hom in sy woord te verstrik. Hier is verskriklik. Vandag se predikers, baie van hulle, probeer om die Here Jesus in sy woorde te verstrik. Pastoor, ek sal dit nooit doen nie. Ek is nie 'n Fariseër nie. Jy doen dit dan. Wat het die duiwel gedoen? Hoe het hy die woord van die Here verstrik? Hy het vir Eva gesê, is dit so? Halleluja. Hy het 'n vraag gevra, en ek wil dit lees, want dit is baie belangrik. Hy sê die 3de hoofstuk, die 1ste vers, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, net daar, het hy die woord van God verstrik, laat raak het by Eva. God het gesê, julle mag van alles eet, behalwe van die een boom. Nou sê hy, is dit, hy vra die vraag, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Nee, sê die vrou, nee, ons mag van almal eet. Nie soos jy dit sê nie, ons mag van almal eet, behalwe van die boom. En toe gaan die duiwel net vir daai een boom, sodat sy van die boom moet eet, want sy het gesê, dit meen, julle sê dat die Here het gesê, hulle mag van alles eet, maar van die een boom nie. Hoekom nie? Hoekom kan julle nie van hom eet nie? Kom maar sê ek vir julle, wat dit aan julle sal doen, as julle van die boom eet. En dis presies vandag dieselfde evangelie. Predikers kom, sê nee, wag 'n bietjie, kom ons kyk 'n bietjie, daar is 'n geheime ding soos 'n wegraping voor die verdrukking, daar is 'n bruid, daar is 'n huwelik in die hemel, daar is 'n regterstoel in die hemel. En die duiwel kom deur hierdie mense, en hy verstrik die woorde van die Here.
Hy laat die mense in 'n struik trap deur te sê, dis wat die woord sê. En God se woord het dit nêrens gesê nie. Wat vir my interessant is dat die heidene, die Pinksterkerke en al hierdie wat glo, hulle is die bruid, weet nie wat alles nie. Hulle gaan haal uit die Ou Testament uit, die voorbeelde van Abraham wat vir sy seun 'n vrou gesoek het, van Boas en Rut wat 'n heidense vrou was, en hulle sal, en dit is hoe dit is hoe ons met die Here gaan trou, en ons nou die bruid is, ensovoorts is. Hulle gebruik al die skrifte, maar weet jy wat? Al daardie skrifte is vir Israel. Dis nie vir die heidene nie. Maar nou sê hulle, die Israeliete kan nie die bruid wees nie. Maar hulle gebruik die skrifte daarvoor, dat die heidene die bruid is, terwyl die skrifte wat die Ou Testament geskryf is oor al hierdie dinge, is vir die Israeliete. Dit meen die oorspronklike moet weggedoen word, sodat daar vir 'n vreemde plek gemaak kan word. En dit werk nie by die Here so nie. Dis waarom ons kan nie die bruid wees nie. Al maak jy wat, jy kan nie. Want Israel self is dit nie eers. En hier is 'n baie interessante ding. En dit is dat, ek het baie gewonder, Here, hoekom preek die predikers dit? En hulle skilder iets wonderbaarlik so ver dit hierdie dinge aangaan. Uit die woord en alles wat hulle doen is 'n leuen. En die woord sê vir ons iets baie duidelik. En ek gaan dit vir u lees. Hy sê in 2 Tessalonisense 2 vers 1, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van die Here Jesus en ons vereniging met hom. Jy kan maar die Engels gaan lees, jy kan die Grieks gaan lees, jy kan die Hebreëus gaan lees, jy kan Aramees gaan lees, jy kan Latyn gaan lees, jy kan almal gaan lees. Dat hy praat met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Dit meen die wederkoms gaan plaasvind en dan sal ons ook met die Here verenig word. Dis presies wat hy 1 Tessalonisense 2:4 sê. Die Here Jesus kom en met sy koms word ons ook met hom verenig. Daar is nie 'n wegraping nie. Daar's 'n wederkoms en ons sal net by die wederkoms met Christus verenig word. Dis wat Paulus hierso sê. Maar hoe het dit gebeur dat mense van 'n wegraping praat voor die verdrukking? Halleluja, nadat die Here gesê het, na die verdrukking van daardie dag, sal daar dinge gebeur, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Halleluja. En wanneer dit verskyn, dan sal ons ook met Christus verenig word. Ons wat wyse maagde is, ons wat reg is, ons sal dan met Christus verenig word, met die wederkoms, na die verdrukking. Dit sê die woord, Paulus sê dit baie duidelik. Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van die Here al daar is. Waar die dag? Die dag van sy wederkoms en ons vereniging met hom. Net een dag, nie 2 dae nie, 1 dag na die verdrukking. Dat julle nie van julle verstand verskrik raak, verloor en ek wil maar sê van julle verstand afraak. Deur gees of deur woord of brief wat van ons afkomstig sou wees. Ons het die briewe van Paulus, ons het die briewe van Petrus, nee. Maar nou verkondig hulle asof Paulus hulle gesê het, daar gaan 'n wegraping voor die verdrukking wees. Dis hoe hulle dit verkondig vandag. Paulus het dit nie so verkondig nie. Petrus het dit nie so verkondig. Johannes het dit nie so verkondig. Die Here Jesus het dit nie so verkondig nie. Hulle almal het verkondig na die verdrukking,
met die wederkoms sal ons met Christus verenig word. Dis baie duidelik in die woord van die Here. Halleluja. Maar hulle preek het so asof Paulus gesê het, dan gaan 'n wegraping wees. In 1 Tessalonisense 4. Asof Paulus gesê het in 2 Tessalonisense 2 vers 1. Nou, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging. Ons vereniging met hom gaan eers plaasvind voordat die wederkoms gaan plaasvind. Dis waarom ons vereniging sal voor die verdrukking wees en die wederkoms na die verdrukking. Nadat Paulus gesê het, eers die wederkoms, dan ons vereniging met Christus. Op een dag. Maar jy sal dit nie verstaan nie. Want jy hou van hierdie valsheid. Jy hou van hierdie leuen. Jy klim daarin vas met jou hele lewe, want dit maak vir jou sin, en dit bring vir jou vrede, en dit bring vir jou blydskap, en dit bring vir jou versekering, dat jy nie deur die verdrukking sal gaan nie. En dis alles valse dinge. Nou gaan Paulus verder. En hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Ek wil hê met baie mooi luister nou. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Dit meen, wat 'n manier? Van 'n wegraping voor die verdrukking. Moenie laat iemand julle mislei nie. Miskien in die helfte van die verdrukking. Moenie laat iemand julle mislei nie. Miskien aan die einde van die verdrukking. Moenie laat iemand julle mislei nie. Want eers, sê hy verder. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom. En ek wil nou vandag vir julle sê. As jy glo in 'n wegraping voor die verdrukking. As jy glo van 'n huwelik in die hemel. As jy glo dat ons is die bruid. As jy glo dat daar die regterstoel in die hemel gaan wees. Dan het jy deel geword van die afval. Moenie sê, ag, ek maak nie saak of daar 'n wegraping gaan wees of nie, net solank ek reg is. Jy kan nie reg wees as jy alleen glo nie. Moenie met hierdie ding kom, maar ek moet net sorg dat ek reg is nie. Hoe kan jy reg wees as jy in 'n leuen glo? Want die woord sê, die vreesagtiges, die leuenaars, hulle wat die leuen doen, want jy lewe die leuen, jy doen die leuen, jy verkondig hierdie leuns. Hulle sal nie in die poorte van die stad ingaan nie. So, jy het deur hierdie leuns jouself uitgesluit om in daai stad in te gaan. Jy sal daar nooit ingaan, saam met jou prediker. Ek gee nie om wat 'n groot prediker hy in hierdie wêreld, dis Amerikaanse prediker, ek gee nie om 'n groot huis nie. As hy glo, hy's die bruid in 'n wegraping en al 'n huwelik in die hemel en 'n regterstoel in die hemel, dan is hy deel van die afval, want hulle glo die leuen, hulle doen die leuen, hulle verkondig die leuen en die valsheid. En jy glo dit, en jy sal saam met hulle nooit die poorte van die stad Jerusalem ingaan nie, want jy is dit nie waardig nie. Hulle sien net jou besie. Hulle sien net jou geld. Is al wat hierdie groot predikers doen met hierdie verkondiging, is hulle maak geld daaruit. Want almal hardloop rond en gehardloop agter hierdie predikers aan. Want daar is geld vir hierdie predikers daar. Hy kan CD's laat maak, hy kan sticks laat maak, hy kan boeke skryf, dis net geld. En jy glo dit, en jy glo dit, en jy glo dit. Jy sal nooit in daardie stad ingaan nie. Hy sê, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die dag. Dit meen, kom maar lees ek dit. So, want eers moet die afval kom en die seun van die mens geopenbaar word. Die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf.
Daarom sê Paulus, moenie van julle verstand afraai, maar vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom. Laat niemand julle mislei nie. Eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. En wie is hy? Die antichrist. Hy moet eers geopenbaar word. My broers, hoor wat ek vir julle sê, sê Paulus. Met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom. Dit meen voordat hy kom, voordat ons met hom verenig kan word, moenie laat iemand julle mislei nie. Want eers moet die afval kom, voordat ons met hom verenig kan word. Eers moet die mens van sonde geopenbaar word, voordat ons met hom verenig kan word. Die seun van die verderf moet kom, voordat ons met Christus verenig kan word op die wolke. Dit moet eers plaasvind. Maar jy is so vasgevang, jy sien nie hierdie skrifte nie. En jy kan nie verstaan wat die skrifte sê nie. En dan sê die woord, hierdie seun van die verderf, eers, 2 Tessalonisense 2 vers 4, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. En julle almal wat in die wegraping glo, weet dat die tempel gaan herbou word, weet dat die antichrist gaan in die tempel sit en hom voordoen as God. En nou, ek weet, hy sal sit as God en hy sal verhef oor alles wat 'n voorwerp van aanbidding is. Paulus sê, hierdie dinge moet eers gebeur. Die antichrist moet in die tempel sit, voordat ons met Christus verenig kan word. Voordat 1 Tessalonisense 2 in werking kan kom. Van die opstanding, voor die opstanding, halleluja, voor die wederkoms, voor ons vereniging met Christus, moet die antichrist geopenbaar word en in die tempel sit. En dit sal in die 7 jaar plaasvind. Julle almal glo dit. Julle almal sê amen daarop. Dit sê vir ons net een ding, dat voordat Jesus kom en ons met hom verenig word, volgens Tessalonisense 1 vanaf vers 13 dink ek, die 4 hoofstuk vanaf vers 13, nou, voordat dit gebeur, moet die antichrist in die tempel van God sit, voorgee dat hy God is. En dit sal gebeur wanneer hy geopenbaar word, wanneer die tempel herbou is en hy vir 7 jaar sal regeer as koning op hierdie aarde. Ons praat van die 7 jaar van die verdrukking. Voordat dit alles plaasvind. Wat? Die wederkoms, ons vereniging met Christus en die opstanding. Voordat dit plaasvind, moet alles gebeur wat die skrif sê. Die antichrist sal geopenbaar word, dan sal 'n 7 jaar van verdrukking wees. En na die groot verdrukking, dan sal die wederkoms plaasvind, die opstanding plaasvind, en ons vereniging met Christus. Dit sê hy baie duidelik. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Bybel sê op een plek, hy sê julle deursoek die skrifte, want julle dink daaruit sal julle die ewige lewe deelagtig word. Jy kan die skrifte vir 50 jaar deursoek, 60 jaar, 70. As jy 100 jaar oud raak, of 120 jaar oud, jy kan die skrif vir 100 jaar deursoek, jy sal nie die ewige lewe daaruit kry nie, as jy nie luister na wat die Gees van die Here vir jou sê nie. En is baie duidelik, jy wil nie luister daarna, dat daar is nie 'n wegraping voor die verdrukking nie, ons is nie die bruid nie, dat sal nie huwelik wees nie. Die Here self het dit gesê. Maar wie wat het hierdie predikers gedoen? Hulle het die leerstelling van die katholieke kerk gevat, van 'n non
of 'n gesig gehad het van dat die Here kon eers sy bruid haal, en dis nou die nonne, die Katolieke kerk nonne, eers hulle kom haal, en dan sal hy terugkom. Aarde toe. En wat het die Pinksterkerk gedoen? Hy het hierdie ding gevat, en die duiwel het dit ingevoer uit die Katolieke kerk uit, deur Jesuïte priesters, het hy ingekom in die protestantse kerk en hy hierdie non se droom of gesig wat sy gehad het hulle in die Pinksterkerk ingebring. En die Pinkstervolk het dit geglo. Dit is waarom julle so kwaad raak vir ons wat praat teen hierdie goed, want julle weet, julle is nog verbind aan hierdie Katolieke kerk. Julle naalstring is nie afgesny nie. Julle word nog gevoed deur haar leuns, deur 'n wegraping voor die verdrukking. Ons is die bruid, die huwelik in die hemel en die regterstoel in die hemel. Dis die Katolieke kerk ek wil amper sê sy lewe wat hy oorgedra het in die Pinksterkerk en nou glo die Pinksterkerk en ek wil dit so uitdruk dat die Pinkstervolk suig aan hierdie speen van die Katolieke kerk. Vals melk, vrot melk. En waarmee is hulle besig die predikers vandag? Ek het altyd gesê, hierdie teorie van wegraping en ons is die bruid ensovoorts, is 'n veeverhaal. Dis nie die woord nie. Maar die woord beskryf dit vir my baie mooi. Nie as 'n veeverhaal nie, maar as 'n fabel. En nou sê 1 Tessalonisense 1 vers 4. Hy sê, hulle nie besig om met fabels en eindelose geslagregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is. Nou sê hy in die 4de hoofstuk van Timoteus, 7de vers, maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Oudwyfse fabels, dit is hierdie dinge wat hulle vandag verkom. Dan 2 Timoteus 4 vers 4, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels, veeverhaaltjies, om te dink hoe wonderlik. Die Here Jesus is die bruidegom, ons is die bruid, en hy sal nie laat sy bruid iets oorkom nie. Dis 'n wonderlike veeverhaal, dis 'n wonderlike fabel. Daarom sal hy met 'n wegraping ons voor die verdrukking wegneem. Het maak nie saak hoeveel miljoene mense het gesterwe in die Spaanse Inquisisie nie. Hoeveel mense is deur die Katolieke kerk leiers doodgemaak ter wille van Christus. Maak nie saak hoeveel nie. Het maak nie saak hoeveel verbrand is nie. Het maak nie saak hoeveel gemartel is nie. Maak nie saak of Petrus hulle, maak nie saak nie. Ons sal niks oorkom nie, want ons is die bruid van Christus. Julle is 'n klomp leenaars uit die put van die hel. As hulle dit deur sou gaan, hoor wat ek vandag vir jou sê, jy sal dit waaragtig deurgaan. Lewe net lank genoeg. Maar hierdie predikers weet om fabels aan julle te verkondig. Die Spaanse Inquisisie, maar deur die Romeinse kerk aangedryf is, het hulle op rekord iets soos 67 miljoen of 5 daar rond. Maar hulle sê, volgens berekeninge sê hulle, dit is net die helfte van wat hulle kon optel in 'n berekening doen. Net die helfte. Daar behoort amper 150 miljoen mense, kinders van God wat gemartel is. Vrouens, verwagtende vrouens,
wat sy ma oopgesny is, kinders uitgehaal het. En daai kindertjies, sy harte uitgesny het. Nou, as 'n offer aan Nimrod. Maar dis niks nie. Dis niks nie. Ek wil vandag vir jou sê, ons tyd van lekker lewe is besig om verby te gaan. En die Here gaan jou nie kom haal nie, met 'n wegraping. Ek waarborg jou dit. En God se woord gaan ons nie ontvlug nie. Maar die Bybel sê ons sal ontvlug. Dis 'n leuen. Jy kan alleen ontvlug uit hierdie wêreld se begeerlikhede en sinneloosheid en onsedelikheid. Jy kan alleen ontvlug om in Christus te wees, nie om weg te vlug nie. Halleluja. Vergeet daarin, gaan lees wat sê die woord van ontvlugting. Gaan lees in die hele Nuwe Testament, dan sal jy sien. Of vat jy die woord ontvlugting en gaan kyk, waarvan moet ons ontvlug? Nie deur Jesus wat ons gaan kom haal voor die tyd nie. Wanneer hy sê, Here, Vader, ek wil nie hê dat U hulle uit die wêreld wegneem nie. So as die Here Jesus gebid het en gesê het, Vader, ek wil nie hê dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar bewaar hulle van die bose. Dink jy dat die Here Jesus wat gebid het, moet hulle nie wegneem nie, Vader? Hy sal nou ewe skielik kom en jou kom wegneem. Dan is hy 'n leienaar. En jy maak van hom 'n leienaar. Hy gaan jou nie kom haal nie, want hy het gesê, Vader, moet hulle nie wegneem nie. Los hulle hier. En wat sê die Here Jesus aan die einde van die hoofstuk? In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Jy sê nie, ons sal nie. Ons is die bruid. Ek wil hê jy moet sien in hierdie môre. Jy's met fabels besig. Julle keer julle oor af van die waarheid. En wend julle tot fabels. Nou sê 2 Petrus is vir my baie mooi. Die eerste hoofstukkie 16de vers. Want ons het nie kunstige, verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en die koms van die Here Jesus bekend gemaak het nie. Maar ons was aanskouers van sy majesteit. Halleluja. Oh, prys die Here. Ek wil dit mooi vir jou lees. Want ons het nie kunstig, verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en die koms van die Here Jesus bekend gemaak het nie. Hoe het Paulus, hoe het Petrus die koms van die Here bekend gemaak? Heel eerste, my broeders, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Dis hoe Paulus, Petrus, Johannes, die wederkoms van Christus aan ons bekend gemaak. Hy sal kom en dan sal ons ook met hom verenig word, maar hy kom terug na ons toe en dan sal ons met hom verenig word. Dis hoe ons dit bekend gemaak het. Nie hierdie kunstige, verdigte fabels van 'n wegrapping voor die verdrukking. Ons is die bruid en dan gaan 'n huwelik in die hemel wees en die regterstoel dan gaan wees. Dis kunstige, verdigte fabels wat uit die Katolieke kerk oorgewaai het in die Pinksterkerke. En dis waarmee jy besig is. Hy sê, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Wat het hulle aanskou? Halleluja. Kom maar lees ek. Hoe het hulle dit aanskou? Die wederkoms van Christus. Prys die naam van die Here. Ek dink ek gaan eers lees dit wat die woord van die Here vir ons sê in Johannes 14. Hy sê hierdie mooi woorde. Die Here Jesus sê dit self. Hy sê, die 28ste vers van Johannes 14, julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg
en ek kom weer na julle toe. Wat het die Here gesê? Kom. Wat het die Here gesê? O, ek kom julle haal. Nee, wat het hy gesê? Ek kom weer na julle toe. Ek gaan weg, waarna toe? Na my Vader, om aan die regterhand van die Majesteit te sit, aan die regterhand van die Vader, en die Vader het gesê, kom sit aan my regterhand, tot ek jou vyand gemaak het, die voetbank van jou voete, ek gaan nou weg na my Vader. Halleluja. Ek gaan weg. Maar, ek kom weer terug na julle. Amen. En wat het gebeur? Die woorde van die Here Jesus word vervul in Handelinge 1. Hy sê hierdie mooi woorde. Hy het gesê, gaan na Jerusalem. En die disciples weet, dat die tyd het aangebreek. Hy het uit Jerusalem saam met die disciples na die Olyfberg gegaan. En die Here Jesus het die disciples geleer tot op die dag, hy sê die tweede vers, dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels, wat hy verkies het, deur die Heilige Gees bevel gegee, wat sy bevel het, om te gaan wag in Jerusalem. En nou sê die woord, halleluja. En nadat, die 9de vers, hy dit gesê, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. Ons het sy majesteit aanskou. Ons het gesien, Petrus sê dit, hoe hy weggevaar het. En die Here Jesus het gesê, ek kom weer terug na julle. Hoor wat sê die skrif nou? Hulle sien hoe hy wegvaar. Hulle sien sy majesteit. En die woord van die Here sê, hierdie mooi woorde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hy sal net so kom. Hoe sal hy kom? Hy sal terugkom na julle toe. Hy kom niemand haal nie. Ja, maar dis van die Israeliete. Glo dit en gaan hel toe. Want hierdie woord is nie meer net vir Israeliete nie. Is nie net vir heidene nie. Dis vir die nuwe mens wat God geskep het in sy seun. Die geslag van God. Hy bestaan uit stamme, nasies, volk en tale. Ek kan nie Israel uitsluit nie, ek kan nie die heidene uitsluit nie. Ek kan nie volke, nasies, tale en stamme uitsluit nie. Dis almal, want so lief het God die wêreld gehad. Hierdie skrif is vir almal. Halleluja. Wil ek weer sê, want ons het nie kunstige, verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus bekend gemaak het. Maar ons was aanskouers van sy majesteit. Hierdie disciples het hier gestaan en hulle het sy majesteit aanskou toe hy wegvaar. Welkom bedek. 2 Galileese manne, 2 getuies. Die woord sê op die getuienis van 2 of 3 sal 'n saak vasstaan, en ek wil vandag vir u sê, dit was nie net hierdie 2 getuienis nie. Dit was 11 disciples wat saam daar gestaan het, en seker nog meer, wat daar gestaan het. Daar was meer as 1 getuie, wat gehoor het, wat hierdie 2 manne sê, hierdie Jesus,
wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Wanneer? By die wederkoms na die verdrukking, soos wat die Here dit self gesê het, soos wat die disippels het verkondig het, soos wat Paulus, Petrus, Johannes, almal dit verkondig het, na die verdrukking. Maar jy glo in kunstige, die Here weet. Hulle het hierdie woord kunstig, ek meen hulle het skilderye gemaak. Dan het hulle hierdie prent gemaak met die tye op.